Hulle antwoordde die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Welkom by Geloofspad. In Lukas hoofstuk 19 verse 34 tot 35 sien ons 'n deurslaggewende oomblik in Jesus se reis na Jerusalem, waar hy doelbewus die profesie van Sagaria hoofstuk 9 vers 9 vervul deur die stad in te gaan nie as 'n vegterkoning op 'n magtige ros nie, maar as die nederige Messias wat op 'n donkie wil ry. Hierdie gebeurtenis is die begin van die laaste hoofstuk van sy aardse bediening en dit nooi ons om na te dink oor die betekenis van sy koningskap, nederigheid en die gehoorsaamheid van sy volgelinge. Kom ons neem 'n oomblik om te verken wat hierdie toneel ons leer oor die gesag van Jesus en ons oproep om hom te volg. Jesus se intog in Jerusalem was 'n dapper verklaring dat hy wel die lang verwagte Messias was, maar sy metode was onverwags. In plaas van 'n oorwinnende optog op 'n oorlogsperd, het hy op 'n donkie gery en die ou profesie vervul dat die koning van Israel in vrede sou kom. Die disippels is opdrag gegee om 'n donkie en sy vul uit 'n nabygeleë dorpie te gaan haal. Toe hulle deur die eienaars ondervra is, het hulle eenvoudig geantwoord: Die Here het dit nodig. Merkwaardig genoeg het die eienaars ingestem en die disippels het die vul na Jesus gebring en hulle mantels daarop geplaas as 'n teken van eer. Hierdie oomblik, hoewel oënskynlik klein, is diep. Die eienaars van die hingsvul het dalk nie die betekenis van hul optrede ten volle verstaan nie, maar hul bereidwilligheid om aan Jesus se versoek te voldoen spreek tot 'n dieper goddelike orkestrasie. God se hand was aan die werk, het harte geroer en die weg voorberei vir die Messias se openbare verklaring van koningskap. Jesus as Here het sy soewereine beheer oor alle dinge getoon, menslike harte, diere en omstandighede. Sy intog in Jerusalem was nie net 'n fisiese reis nie. Dit was 'n geestelike een. Deur die vul te kies, het hy sy missie van vrede aangedui, nie oorlog nie. Sy koninkryk was nie van hierdie wêreld nie, maar een wat deur nederigheid en opoffering gevestig sou word. As volgelinge van Jesus word ons geroep tot gehoorsaamheid, net soos die disippels en die vulse eienaars was. Selfs wanneer ons nie die plan ten volle verstaan nie, kan ons gewilligheid om ja vir Jesus te sê deel word van sy groter storie. Kom ons bid. Here Jesus, ons loof U vir U nederigheid en vir die vervulling van die profeseë wat U as ons koning openbaar. Help ons om op U soewereiniteit te vertrou en om U roeping te gehoorsaam, selfs wanneer ons nie die pad vorentoe ten volle verstaan nie. Mag ons lewens oop wees vir U wil en mag ons U eer as die koning van vrede. In U heilige naam, amen.